Of dit nou vir jou verjaarsdag, vir Kersfees of as 'n gelukwensing is, of sommer net vir die lekker, almal is mal daaroor om 'n geskenk te ontvang. En hier agter my is die spreekwoordelike one-stop shop, kamers vol geskenke. Dis vanjaar die 12de Kamers vol geskenke en met stigter Amelia van Sail en haar dinamiese span aan die stuur van sake het dit van krag tot krag gegaan. Amelia, vertel ons 'n bietjie waar en hoe Kamers vol geskenke begin het. Kamers het 12 jaar gelede op Stellenbosch begin in 'n huis. Ek en my vriendin Lise Marie het die idee gehad. Ek het na haar toe gegaan. Hulle het 'n pragtige huis in Stellenbosch gehad. En ek het vir haar gevra, sien sy kans dat ons 'n groot winkel in 'n huis kan opsit en dis waar Kamers begin het. Ja, maar julle het ook baie klein begin eers, né? Want dit was in die huis en hy het gegroei tot vandag. Ja, ons het die eerste jaar het ons 40 verskaffers gehad en daar was 800 mense. Ons kon nie glo die wonderlike opkoms nie. Ons het gedink, "Sjoe, 800 mense is fantasties." En die tweede jaar moes ons uit die huis uittrek want toe was die huis te klein en toe het ons na die wynplase toe geskuif. Wat is basies Kamers se manifesto? Wat vir ons belangrik is om 'n platform te skep vir plaaslike Suid-Afrikaanse besighede. En ons wil die hele ding van plaaslike ontwerp en kreatiwiteit wil ons bemark en ook definitief die verskil wat dit maak as mens plaaslik ondersteun en plaaslik koop. Die Kamerspan bestaan uit 12 lede wat Amelia met die hand uitgekies het. Wanda, jy's nou die kreatiewe gees en innoveerder van Kamers. Nou wat behels dit? Ag wel, ek is seker die een wat die maal idees het, die maal drome het en my groot verantwoordelikheid is om die konsep bymekaar te sit vir elke show. Elke jaar ons 'n bietjie verder te druk en 'n bietjie kyk, jy moet mos nou vooruit gaan, jy moet mos nou innoveer. So dit is nou my department, maar dan het ek gelukkig 'n fantastiese span wat agter my staan om dit alles te laat realiseer. Kan jy my 'n bietjie vertel oor Amelia? O, Amelia. So kyk, ek en Amelia het ons kom uit sulke verskillende wêrelde uit, jy weet. En ons het mekaar gevind, dink ek, toe ons regtig mekaar moes vind. En ek dink wat Amelia vir my bied en wat sy vir my gedoen het in my lewe is regtig van onskatbare waarde. Okay, so apparently hierdie kers is nie net 'n liggie nie. Jy kan ook die gesmelte gedeelte van die was gebruik om jou hande te verryk en verroom en dit ruik lekker. Ja. Julle stalletjie lyk baie interessant. Wat maak julle hier? Hallo, ons maak matte, soos jy agter my kan sien. Wil jy probeer? Ja, kan jy vir my wys? Ja, sekerlik. Okay. Hoe wag. Staan hierdie kant van my. Lekker styf, lekker styf. Ja. Met so 'n bietjie spaas. En dan kap jy hom weer vas. Sluit jou weer. Lekker. Magda, hoe het jy betrokke geraak by Kamers? André, dis 'n baie lekker storie om te vertel. Amelia van Sail het langs ons gebly toe ek 'n student was op Stellenbosch. En haar kinders het vir ons eksamens koek gebak en daarna het ek 2 jaar oor see gegaan en toe ek terugkom, toe werk ek by die Woordfees op Stellenbosch. En Amelia het my eendag raakgeloop en toe sê sy vir my, "Magdal, ek en Wanda is die innoveerders van hierdie besigheid, maar ons kort iemand wat kan syfers doen en wat met die publiek kan werk en natuurlik die rekenaar kan werk." So toe het hulle my aangestel as die administratiewe assistent en dis 8 jaar later en ek's nog steeds daar. Nou, jy is die jongste van die 4. Nou 'n bietjie van 'n effek op die span dinamiek. Ek dink is eintlik fantasties want hulle almal het hulle klein kindertjies al gehad. Hulle weet wat die uitdagings is van moederskap. Ek het nou 'n 3-jarige en 'n 10 maande oue terwyl hulle kinders is al groot. So as ek inbel die oggend en sê bietjie moeg, 'n bietjie laat aand gehad, dan verstaan my girls baie goed. So dis fantasties om die jongste te wees. En natuurlik omdat ek 'n bietjie jonger is, kan ek 'n bietjie 'n ander edge aan die company bring, maar ons werk heerlik saam en dis lekker om ook hulle te hê wat meer wysheid in die bedryf ook het natuurlik. Esther, jy het bosbou en skoonheidstegnologie geswat. Nou hoe het jy by Kamers uitgekom? Weet jy, by die skoonheidstegnologie het ek besef, nou moet ek miskien my inkomste 'n bietjie aanvul en eendag uit die bloute uit het ek 'n oproep van Amelia van Sail gekry. En sy het gesê sy wil my kon sien, sy het die posisie oop by Kamers vol geskenke en
Sy het vir my die hele beskrywing van die pos gegee en al wat ek kon doen was om die telefoon te antwoord op die hele lys. En ek het gesê nee, wie jy miskien is ek nie die beste keuse nie. Sy het gesê nee. Ons het gehoor jy's vriendelik. In 'n neutedop, wat behels jou werk? My werk behels om basies die tydlyn van die hele jaar uit te werk sodat alles betyds in plek val. Sodat wanneer die regte ding moet gebeur die regte ding. Dis die een ding en die ander ding is ook om wanneer Amelia is verskriklike visionaries en hulle het hierdie drome. So my en Magtel se deel is om basies hulle drome grond toe te bring en dat dit prakties uitwerk. Die ervaring was vir my regtig lekker. Dit is my ongelooflik oulik dat dit in die kasteel is, want ek is 'n baie groot Suid-Afrikaanse patrioot, so dit was regtig baie lekker en die atmosfeer was baie lekker. My gunsteling stalletjie was verseker die stalletjie wat sulke jars het en dan was soos 'n movie night jar en 'n emergency kit jar. Dit was baie lekker. Van kos en wyn, kuierhoekies met plaaslike kunstenaars en musiek, dekor, handgemaakte produkte, juweliersware en keramiek tot klere en meubels. Hier is iets vir almal. Amelia is in Oudtshoorn gebore en het aan Hoërskool Sentraal in Bloemfontein gematrikuleer. As huishoudkunde student aan die Universiteit van Stellenbosch het sy reeds inisiatief geneem en paadjies en onderklere op die Kaapse parade verkoop. Deesdae bly sy op Stellenbosch saam met haar man Jan en hulle 3 kinders. Julle het 'n pragtige groente- en kruietuin hier. So wie se idee was dit? Dit was my ma se idee. Ja, maar pa moes al die mis inry. Ja. Maar wat het julle alles hierson? Want dit is groot. Kyk nee, my idee was dat die tuin vir baie mense moet kan kos gee. So dit was nogal 'n hoogtepunt toe Portia wat by ons werk haar bosspinasie pluk en sê, hierdie is R10. So almal wat die werk is welkom om te kom pluk, maar ons het 'n groot eiervrugoes gehad. Dit was fantasties. Ek 'n bakke vol wat ons kon uitdeel. Bakke vol tomaties, baie lekker wortels gehad om sap mee te maak en ja, en dan kruie, verskillende kruie en natuurlik ons slaaie en ons spinasies in. Jan, jy's nou predikant by die Moederkerk in Stellenbosch. Wat het jy gedink toe Amelia vir jou die eerste keer van haar idee vertel het? Jy gedink, "Ey, dis 'n kerkbazaar hierdie." My vrou het altyd baie idees. So ek was nie verbaas dat sy met hierdie idee gekom het nie en ek het gedink kom ons kyk wat spring uit en sy het my maar baie erg betrek in die begin, so ek was boots and all deel van alles in die begin. Sê van jy wil, maar eintlik julle almal wil mos aan die einde van die jaar 'n stalletjie begin. Ja. Wat is jou rol? Ek gaan maar net die kopers lok na die stalletjie toe en sê hierso is lekker goedjies om te kom koop en ja, so. En as die mense nou te veel raak, hulle druk 'n bietjie in, dan gaan jy plus sê ja, gaan ek sê om rye te maak en so. En gaan julle die eintlike stalletjie maak? Ja, ons het hierdie idee om kindergoedjies te verkoop soos popgewere en popcorn en spookasem. So ons sal maar die stalletjie moet beman en al die detail doen en alles uitwerk. Is julle ma nogal 'n busybody? Definitief. Sy is altyd besig, altyd nuwe goedjies. Altyd as sy aankom, dan sal klaar 'n projek of 'n ding. Maar iets wat my ma regtig van haar opval is, sy met alles wat sy doen, is sy love dit en dit gee vir haar energie en sy sal nooit iets aanpak wat nie vir haar lekker is nie. So dit gee vir ons ook weer energie en 'n positive vibe in die huis. In die 5de jaar van Kamers het jy besluit jy gaan stop. Jy het moet opgegee. Hoekom? Ek dink, weet die ding met besigheid is mens leer mos maar lesse en omdat Kamers so organies gegroei het en al die lesse wat mens langs die pad geleer het en op daai stadium het ons nog nie 'n sterk span gehad nie en ook nie al ons sisteme in plek nie en dit was eintlik vir my 'n wonderlike besigheidsles van as mens die regte sisteme en die regte mense op jou span het dan is mense effektiwiteit net soveel groter. Maar toe het ons dit nog nie in plek gehad nie en toe die kinders moes vir my kom sê nee mamma jy kan nie nou ophou nie. Ons het hard gewerk en toe byt ek vas. Was daar al baie trane en frustrasie selfs nou met jou span in plek? Nee, verseker, ek dink ons nog steeds 'n baie klein spannetjie eintlik wat hierdie hele gebeurtenis moet
aan werk en daar's eintlik baie druk op almal. So nee, dit het ons gereël. Ons weet al dis nie 'n kamers as daar nie iewers 'n groot tranendal is nie. Kamers vol geskenke is Amelia van Sail se geskenk aan ons. En dan maak Kamers ook nog 'n bydrae tot ontwerp en entrepreneurskap. Definitief een om te beleef.